Ek was so opgewonde oor hierdie woord, dat ek Vrydag aand al aan die aandetentafel vir TS in Elselie 'n stukkie vertel het. En toe kon ek myself nie keer om gister met die ouens wat die kursus bywoon nog 'n stukkie te deel nie. So ek het hulle mooi gecoach, ek het gesê, julle moet asseblief verbaas lyk vandag as ek hierdie iets sê. So as ek so maak, dan weet julle, nou met julle verbaas lyk. Verlede jaar, toe ek en TS begin praat het oor hier bedien, het die Here onmiddellik vir my 'n woord gegee uit Jeremia uit. En toe ons nou weer so 2 weke gelede praat, moet ek nou preek of nie? Toe sê hy, ja, nee, natuurlik moet jy preek. En daar kan ek glad nie onthou, wat was die ding wat die Here gesê het, ek moet hier kom sê nie. So toe is ek nou so klein bietjie in 'n paniek, maar ek kry toe 'n ooginfeksie en ek is 'n dag by die huis, ek nie werk toe gaan nie, dis die wat ek nou my bril dra ook, ek oefen nou om bebril te lees en meer kontaklense te dra nie. En ek sit by die huis en ons is besig om kronologies deur die Bybel te lees en ek maak oop waar ek laas was en hier gee die Here vir my 'n woord uit Josua. En ek weet dit is glad nie wat ek gehad het nie, maar ek weet ek moet hierdie woord bring. En nog 'n paar dae later, nou moet julle weet, ons kom nou al naby aan vandag. Nog 'n paar dae later sit ek en Charles in koffie drink, ons het so 'n laadpaadjie gebou en ons drink vreeslik graag vroegoggend daar koffie. En hy sê, hy het hierdie preek geluister op YouTube en dit kom uit Jeremia. Ek sê, o ja, dis wat ek moes sê. En toe ek nou gaan sit, toe kom die twee goed by mekaar. En dan dink ek net, die Here is so getrou. As jy net een ding onthou vandag, okay, dat ek nou sommer bely, ek gaan dit 'n paar keer sê, as jy net een ding onthou hierdie ding. So dis die eerste ding, as jy een ding wil onthou. Die Here weet alles. Hy weet presies waar jy is, hy weet wat in jou lewe aangaan, hy weet wat moet gebeur, hy weet wat gaan gebeur, want weet julle dat alles wat moet gebeur nie noodwendig dit is wat gaan gebeur nie. Maar hy weet hoe hy jou daardeur gaan lei. Nog 'n ding wat julle moet onthou, hy gaan jou nooit om en vat nie, hy vat jou altyd deur dit, want dis hoe ons sterk word. Ek sê altyd, ek wil asseblief tog nie 'n haarkapper hê wat nie getrein is nie. Wat 'n YouTube video gekyk het en gesê, hierdie harde werk, hierdie oefening is nie vir my nie. So, ek sal die video kyk, maar ek beweeg om die training. Kan julle dink, hoe gaan ons almal dan lyk? Ons soek iemand wat deur die training is, iemand wat die punch gevat het van dit wat hulle moes leer. En net so is dit in lewe. So, omdat jy deur sekere goed gaan, beteken nie, die Here is nie goed nie. Dit beteken, hy gaan jou leer, en hy het jou hand. Hy het jou. Ek het in 2010, ek was 'n goeie Christen. My man was selleiers en hy was Bybelskool dekaan en ek was een van die teachers in die Bybelskool. En toe kry hy wat ons gedink het griep is. En dit word al hoe erger en al hoe erger. En ek het hom op 'n Dinsdag, toe sy so die mekaar, hy weet nie wie ek is nie, hospitaal toe gevat en daai donderdagoggend is hy oorlede. Toe is ek 38 jaar oud en 'n weduwee. En in my kop was, as jy 'n weduwee is, dan is lewe verby. Al wat jy dan moet doen, jy maak jou kinders groot, sorg dat hulle ordentlike jong mense word, en dan, ek weet nie, dan smelt jy of jy sit op die stoep tot, ek weet nie, wat nie. En die Here kom en ek het 'n profetiese vriendin wat saam met my kom bid het by die hospitaal
sy ry saam met my huis toe, sy sê, ek weet jy wil nie hierdie hoor nie, maar jy gaan weer trou. En ek het as jong meisie gesê, ek sal net een keer in my lewe trou. So, duidelik het die Here 'n ander plan. En vir 'n dekade lank was dit my sê ding gewees. En nou nog, dit is soos 'n lese in my lewe. Die Here het 'n plan, en ek hoef nie te weet wat dit is nie. So as jy nou een ding wil onthou volgende. Ja. Die Here het 'n plan met jou lewe. Hy is op pad ergens heen met jou. Maak nie saak hoe donker dit lyk nie, maak nie saak hoe die mekaar dit vir jou lyk nie. Die Here het 'n plan met jou lewe. En dit kan jy vertrou. Goed, kom ek vertel vir julle van die woord uit Jeremia. Ek gaan vir julle so probeer meestal Afrikaans praat, maar ek sê vanoggend vir Tannie Elise, ek het nog net in Engels gepreek. So as die mengels so deurkom, dan vergewe my asseblief maar. Dis alright. Gelukkig verstaan julle mengels. Goed, Jeremia 18 vers 1 tot 6. Ek weet nie, blaai julle soontoe of het julle iPads en allerhande goeders. Maar Jeremia 18 vers 1 tot 6 sê, die woord van die Here het tot Jeremia gekom. Maak jou klaar en gaan af na die huis van die pottebakker, en daar sal ek jou my woorde laat hoor. Toe het ek afgegaan na die huis van die pottebakker, en hy was juist besig om 'n stuk werk op die skeiwe te maak. En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk. Soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker. Maar hy het daaruit weer 'n ander voorwerp gemaak, soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak. Toe het die woord van die Here tot my gekom en gesê, sal ek nie soos hierdie pottebakker met julle kan maak nie, o huis van Israel, spreek die Here. Kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, o huis van Israel. Ek het in my matriekjaar pottebakkery klasse gedoen saam met my ma. So die hele proses daarvan het nog altyd vir my redelik diep betekenis gehad, hierdie skrifgedeelte. Ek weet nie of daar van julle is wat weet nie, maar wanneer jy pottebakkery doen, kry jy daai stuk rou klei. En jy moet eers die lig uit hom uitslaan. So jy breek hom letterlik en dan kap jy hom en jy gooi hom. En dan sit jy hom bymekaar en dan breek jy hom op 'n ander manier en dan kap en gooi jy hom. Wie van julle het al gevoel, die pottebakker is besig om die ligblaasies uit jou uit te gooi en te kap? Been there, done that, got the t-shirt, saw the movie rights, nee. En dan, as jy klaar is om daai klei seker te maak, al die ligblaasies is uit, want as daar een ligblaasie oorbly, dan bars jou eindproduk in die oond. So jy wil seker maak, daar's regtig nie eers 'n halwe ligblaasie in daai ding nie. Dan vat jy hom na die wiel toe, en jy moet hom sentreer in die middelpunt van die wiel. Ek het altyd hulp nodig gehad daarmee, want dit is nie so maklik soos dit klink nie. Center Mrs. Venter was blykbaar nie my sterkpunt nie. En dan begin jy daai klei werk. En hy vorm en maak gemaklik. Net waar jou hande gaan, jy kan hom opbring en aftrek en wyd maak en weer klein maak. Maar dan partymal kom jy agter terwyl jy werk, ek het 'n min klei vir wat ek in gedagte gehad het, of hierdie klei voel net of hy iets anders wil wees. Of jou duimnaal hak hom en daai hele ding is van die pad af. Of jy het hom nie mooi sentreer nie en daai hele ding trek skeef. Die een wand is dun en die ander een is dik en hy maak sulke wobbels. So dis die hele proses om met daai klei te werk. Nou, ek wil vir julle 'n paar goedjies uitlig uit daai skrifgedeelte. Vers 1 in die Engels sê, arise and go down. En woorde is altyd vir my interessant. Ek sien woorde in prentjies. So, gaan op dat jy kan afgaan.
Dis eintlik wat hy sê. Die Afrikaans sê ook, maak jou klaar, staan op, gaan af na die huis van die pottebakker. Nou daai arise sê die Strong's Dictionary. Ek is vreeslik lief vir die Hebreëus, hoewel ek nie een woord Hebreëus kan praat nie. Maar ek kyk vreeslik graag in die konkordansies, wat beteken daai woord in die oorspronklike Hebreëus. Weet julle dat die Hebreëse taal het 'n prentjie? En ek is 'n arbeidsterapeut by 'n remedierende skool en ek sê altyd vir die kinders, 'n prentjie is 1000 woorde. As jy 'n prentjie van iets in jou brein gemaak het, dan onthou jy dit baie langer en jy het baie meer inligting. As ek nou vir julle sê, my huis het 'n klein kombuis. Julle weet nie wat is my konsep van klein nie. Julle weet nie, is dit vierkantjie klein, is dit 'n lang klein, wat bedoel ek regtig as ek sê my kombuis is klein nie? Maar Jackie, wat al in my kombuis gestaan het, kan presies vir julle sê, want sy het 'n prentjie. En so wil ek hê, ons moet bietjie, soos die Hebreërs, 'n prentjie maak van hierdie hele storie. So hy sê, arise, en dit beteken, get up. So die Here sê vanoggend vir ons moet opstaan. Dis nie iets wat met jou gaan gebeur nie, dis iets wat jy gaan deel wees van die proses in hierdie seisoen. So, get up, accomplish, maak klaar, kry jou reg, nee, prepare. En dan sê hy, go down, descend, gaan af. En dan dink ek so aan daai skrif wat sê, if you humble yourself, I will exalt you. As ons opstaan en ons self voorberei en in nederigheid voor die Here buig, gaan hy iets amazing doen. Daar's nie 'n Afrikaanse woord vir amazing. Dis soos om lekker in Engels te probeer vertaal. En dan sê hy, ek sal jou daar my woorde laat hoor. Die Engels sê, I will cause you to hear. En dis die Hebreëse woord shama. Die Hebreërs het nie 2 woorde vir, ons het verskillende woorde. Ons het hoor en ons het luister en ons het gehoorsaam wees, wat alles met dieselfde konsep te doen het. Maar die Hebreërs het net hierdie woord shama. En dit beteken, ek hoor, ek gee aandag daaraan en ek is gehoorsaam daaraan. Hulle het nie, daar's nie 'n ander opsie nie. Daar's nie 'n opsie van ek het gehoor maar ek het nie geluister nie. Hulle het nie 'n woord daarvoor nie. So hierdie shama beteken jy hoor, jy luister, jy's gehoorsaam, jy het aandag gegee aan dit wat jy gehoor het. Dis altyd vir my wonderlik want in die psalms sê die Here, hy shama ons gebede. Hy's gehoorsaam aan jou gebed. Is dit nie die Vader van hemel en aarde, die koning, is gehoorsaam aan jou gebede? Dit was sommer so gratis tussenin. Goed, so, ons moet opstaan, ons moet klaarmaak, maar ons moet in nederigheid deur hierdie proses gaan. En ons moet hoor wat die Gees van die Here sê. Baie jare terug, ons het 'n baie oulike apostel gehad, wyse vrou, wat gesê het, wanneer jy na 'n preek sit en luister, moenie luister wat die persoon sê nie, luister wat die Gees van die Here daaroor sê. Want vir elke een hierso het hy 'n nommerpas boodskap vanoggend. Ek het dit nou opgesê. So julle kan dit maar onthou, dis nou die tweede keer wat ek dit sê. Hy het 'n nommerpas boodskap vir jou binne in wat ek te sê het. En dis daai goeders wat vir jou gaan deurdra in die volgende seisoen. Goed, dan gaan hy aan, hy sê, then I went down to the potter's house and behold, he was working at the wheel. En daai working at the wheel praat van 'n deputyship. En hulle sê, daai woord praat nooit van 'n dienskneg of 'n slaaf nie. Dis nie daai tipe werk nie. Dis iemand wat iets van niets af skep. Dis iemand wat kreatief create.
So die pottebakker is besig om 'n nuwe werk in jou te doen. Dis nie sommer net daai tipe werkie wat jy vir 'n slaaf gee nie. Dis iemand met autoriteit wat sy eie ding doen, wat kreatief werk met hierdie stuk klei. Dan gaan hy aan in vers 4. And the vessel he was making from clay was spoiled in the hand of the potter. Hoor julle dat, dit was my interessant, dat hy nie sê the potter spoiled it by accident nie. It was spoiled in his hand. Want lewe gebeur met ons elkeen. Jou pottebakker het 'n plan vir jou lewe. Jou vader is jou pottebakker. Maar partymal in lewe, Paulus sê ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. En in die wêreld gebeur daar goeders. Gebeur daar goeders wat nie die Vader se perfekte wil vir jou is nie. En daai stuk klei misluk. Wie was al daar waar hy sê, ek voel soos daai stuk klei. Dit het misluk. Ja, ek dink as jy nie jou hand opsteek nie, dan is jy net nie lus nie. Maar ons het almal al gevoel, dit het nie uitgewerk. Dit het nie gewerk soos ek gedink het nie. Dit het nie gewerk soos dit moes werk nie. So, dan gaan hy aan, hy sê, it was spoiled in the hand of the potter, so he made it over. As it seemed good to the potter to make it. He made it over. Hy het dit nie laat misluk nie, maar hy is die een wat dit gaan kom oormaak. En daai he made it over het my verskriklik opgewonde gemaak. Want die wat my so bietjie ken, langer as 20 minute ongeveer, weet dat profesie my passie is, dat ek glo elke kind van die Here behoort sy stem te hoor. Dat dit my opgewonde maak om sy stem te hoor, want daar's lewe daarin. Dit is vir my die wonderlikste ding, as ons oor iemand profeteer het, en iemand wat geen hoop gehad het, en staan op en sê, ek het 'n nuwe rigting, ek het 'n nuwe pad, ek sien kans vir vorentoe. En nou kom die woord, en sê daai woord, clay, is properly a bubbling up. Die ouens wat die kursus baie gewoon het, onthou julle die Nabok profeet? Dit beteken a bubbling up. So die Here werk met ons die klei, en hy spreek, hy profeteer oor ons, want daar's daai bubbling up, daar's daai vloei van sy woord deur jou. Dit is wat jou lewe gee, dit is wat jou krag gee. So die pottebakker werk met jou die klei, en hy spreek oor jou, hy vorm jou deur sy woord vir hierdie nuwe seisoen. En dan gaan hy aan, hy sê, he made it again. En hier is waar die ouens nou verbaas moet lyk, asseblief, maak gereed, sit regop en amper, gaan hy verbaas lyk. Made it again is die stamwoord, die basiswoord, die rootwoord van testimony. Wat? Dat is pragtig, dat is presies wat ek wou gehad het. Ek het jare terug 'n YouTube video gekyk van Dutch Sheets, en hy vertel van 'n Joodse man wat na hom toe gekom het en gesê, testimony beteken to do it again. En hy verduidelik dat ons westerse mense sien tyd lineêr. Toekoms is voor jou, verlede is agter jou. Julle moet daai verbaasde uitdrukking so 'n bietjie hou, hoor. Toekoms is voor en verlede is agter. Maar die Jode sien tyd glad nie so nie. Hulle sien dit as 'n spiraalbeweging. En in Psalm 23 praat hy van the paths of righteousness. En as jy die Passion Translation gaan lees, dan sê hy, dit is 'n circular path up the mountain. So die Jode sien tyd so. Hulle werk dit volgens die 7 feeste, so 7 is die volmaakte getal. Sodat wanneer jy by 8 kom, is jy op dieselfde plek as wat jy by 1 was. Maar jy is bietjie hoër teen die berg op.
Wie van julle het al gevoel, my lewe is al om die berg. Elke dan en wanneer kom ek weer by dieselfde punt uit. Dis dieselfde nonsens van dieselfde tyd en dieselfde goeters. Dis omdat ons in 'n spiraal beweeg deur tyd. So ons werk is om te sorg dat ons nie by 1 vashak nie, maar by 8 uitkom. En dan, as jy mooi kyk daarna, dan besef jy, ek werk vinniger deur hierdie moeilikheid. Dit is so klein bietjie makliker om hierdie ding te doen, want ek's op 'n hoër vlak, ek sien nuwe goeders. En dan sê die Joodse man, dat God staan buite tyd, en hy kom spreek in tyd in, Kairos oomblikke. Nou Kairos beteken opportune time, dis die perfekte tyd vir die perfekte ding. En God spreek hierdie goeders in hierdie spiraal in. Byvoorbeeld, Jesus is gebore op 'n spesifieke tyd. Want God het dit oor tyd gespreek. Daai dag, daai uur, daai oomblik is die Kairos oomblik vir die geboorte van Jesus. En net so in jou lewe, daar's 'n Kairos oomblik wat jy gebore is. Daar's 'n Kairos oomblik wat 'n saadjie geplant is vir Jesus. Dis vir my die wonderlikste ding om terug te kyk oor my lewe en te besef al die saadjies, al die Kairos oomblikke wat my tot hier gebring het. Al die mense wat die Here oor my pad gebring het deur al die jare, het alles my hier gebring. En wanneer ons dan oor hierdie getuig, wanneer ek by die volgende patroon, die volgende seisoen, die volgende siklus kom, en ek praat oor wat die Here gedoen het, dan sê ek eintlik, He will do it again. He will do it again. En daai mooi skrif in Romeine wat sê, the same power that rose Jesus from the dead, word release. Dieselfde krag wat Jesus uit die doodheid laat opstaan het, is beskikbaar vir my in my Kairos oomblik, in my nuwe seisoen, reg en gereed om my vorentoe te vat, of dan hoër teen die berg op liewer. Is jy reg om hoër teen die berg op te gaan? Amen. Dat is hy mind blown. Ja, is daar ons die 1 of 2 wat het reg gekry het om verbaas te lyk. Dankie, Jana. Ekskuus. Dat Sheets vertel verder dat hy dit toe getoets. So hy het klomp mense wat genees is van goed soos kanker, ernstige siektes, het hy bymekaar gekry. Toe sê hy, ek wil hê julle moet na die siekes toe gaan, maar jy mag nie vir hulle bid nie. Jy deel jou getuienis met hulle. En volgende week dan gaan jy weer en jy deel weer jou getuienis van jou genesing. En die hoeveelheid mense wat gesond geword het sonder dat een woord vir hulle gebid is. Bloot uit getuienis uit. Wow. Bloot deur te gaan sê, He will do it again. He will. I've seen him do it in the past. I will see it again. En dis hoekom ek daai lied ingesit het van Witness to Faithfulness. Dis vir my so lied van hierdie seisoen. Die Here sê oor en oor, you've seen it, I will do it again. So as jy hier sit en jy het nie geloof vanoggend vir die nuwe seisoen nie, vat hierdie. Begin praat oor dit wat die Here in die vorige seisoen vir jou gedoen het. Begin sê, as jy skaam is om te bid, vertel. Want is dieselfde krag van Jesus wat deur jou stroom om ander te bereik. Ek weet Jacques weet baie goed van daai, want hy is 'n evangelis, so hy weet wat testimonie doen. Dis hoekom hy nie verbaas geraak het nie. Goed, en dan 'n ander ding wat die Here met my gedeel het,
is die getal 17. Ek hou nogal van getalle, hulle val op 'n spesifieke manier op my oor. Is daar nog sulke mense in die gemeente wat sê, daar's partymal net 'n nommer wat ek hoor wat net, dankie tog, is daarom so 1 of 2 of 6. Dit kan nie toevallig wees nie. So een oggend voor skool, ek weet nie hoekom voor skool nie, maar die oggend voor skool maak ek my munisipale rekening oop, dat ek gou sien wat se bedrag wat ek moet betaal. En gewoonlik is dit oor die R2000 en skielik is dit 1717 tot 1717. Dis vir my mooi. My tannie wat my in die hemel ingebid het, bly in huis nommer 17. So ek weet 17 praat van victory. Toch, dis fantasties, ek vat het. En ek klim in die kar en ek ry tot by die hek, en terwyl ek wag dat die hek oopgaan, kyk ek op my speedometer en hy sê 2017, 17 grade Celsius buite. Toch, goed, nou moet ek sekerlik bietjie begin luister. Ek moet bietjie dieper gaan kyk na die getal 17. En daar's 'n baie oulike website, Grace in Torah, wat die Hebreëse getalle vreeslik mooi verduidelik. En ek gaan kyk toe na 17. En hy sê, it's a completeness, a divine order, and a congregation. So ek het vanoggend vir julle die getal 17 gebring. En die Here sê, it's completeness. It's full circle. Circle. We're going up the mountain. En ons is by daai plek wat jou testimony vir jou hoor op teen die berg gaan vat. Daar's ook 'n caution. Don't act presumptuously. Groot Engelse woord, presumptuously in immaturity. Moenie vooraf besluit wat aangaan nie. En dis toe nou hier wat Joshua 22 vers 1 tot 34 inkom. Ek gaan dit gou vir julle in Afrikaans en dan in Engels lees. Ek speel. Ons gaan nie die hele Bybel vanoggend lees nie. Ek sal julle sommer die storie vertel. Die Reubeniete, die Gadiete en die helfte van Manasse het voor hulle in die beloofde land ingegaan, het gesê, ons wil hier aan hierdie kant van die Jordaan bly. Hierdie stukkie is ons in. En dus Joshua so klein bietjie presumptuous. Hy sê toe, ag sis man, ons het nou saamgetrek en alles, en nou voor ons gaan beklei in die beloofde land, nou wil julle terugstaan. Nou moet ons alleen gaan veg. Toe sê hulle, nee, dis nie wat ons plan was nie. Ons gaan saam met julle veg. Maar wanneer die Here ons rus gee in hierdie land, dan wil ons graag terugkom hiernatoe. En so gebeur dit toe in Joshua 22, dat hulle klaar geveg het, die Here het hulle rus gegee, almal gaan na hulle stukkie aarde toe, en hulle sê, maar onthou, Joshua, jy het gesê, ons kan teruggaan daar na ons area toe. En hy seën hulle, hy sê, fantasties, baie dankie, daar gaan hulle op hulle reis. En toe hulle weer aan die diskant van die Jordaan kom, bou hulle 'n altaar. En die Engelse Bybel sê, they built an altar by the Jordan, an altar great to behold. Van die kommentare sê, dit was 'n watchtower, dit was so groot altaar, dat jy dit van ver af kon sien, dat jy dit kon gebruik as 'n watchtower. En die kinders van Israel wat nou in die beloofde land bly, hoor toe nou die storie van hierdie altaar wat hulle gebou het, en hulle trek en masse op. Die hoofpriester kry een van elke van die 10 stamme wat daai kan bly, 'n stamhoof van elkeen, en hulle gaan nou hierdie Reubeniete, Gadiete en Manassers vasvat. En hulle gaan oor die water en hulle sê, sis man, jy weet, hoe gaan dit nou lyk? Dis bietjie vrylik vertaal hoor, so julle gaan dit nie heeltemal so in die Bybel kry. Dis geparaphrase. Maar dis basies, hulle sê, ag nee, julle verniel ons naam. Want hoe moet dit nou lyk? Julle bou sommer 'n altaar. Wat se altaar is hierdie nou? Sommer afgodediens. Onthou julle hoe dit gegaan? Toe
ons die Moabitiese afgode aanbid het. Nou kom doen julle trek net weg en daar is sommer 'n klare altaar. En die Reubeniete sê, ek gaan nou nie elke keer altaar sê nie, julle weet hulle was drie nie. Die Reubeniete sê toe nou, nee, jy verstaan verkeerd. Ons het hierdie altaar opgerig om eintlik as 'n witness, 'n getuie, 'n testimony te staan tussen ons kinders en julle kinders, sodat wanneer julle kinders vergeet het, helfte van die storie vergeet het, dat hulle na hierdie altaar kan kyk en sê, o ja, hierdie is deel van Israel. Hulle aanbid dieselfde God as ons. Hulle is ook God se kinders. En die ander 10 stamme het toe nou geluister en hulle sê, ekskuus, ons het vooraf besluit wat julle voel en dink. Ons is jammer, ons seën julle, mag dit met julle goed gaan en mag hierdie altaar staan tussen julle kinders en ons kinders as getuie dat daar net een God is. Sê dit eintlik vreeslik mooi, hy sê, the mighty one God, the Lord, the mighty one God. Ek het dit nie 2 keer gelees nie, hy sê dit 2 keer. The Lord, he knows, and let Israel itself know that it was not in rebellion. So hulle bring eer aan die Here se naam en dan voor die 10 stamme terugtrek, dan sê hulle, okay, ons doop hierdie altaar, witness. Dis 'n getuie. En dis 'n stukkie wat ek gevoel het om vir hierdie gemeente te sê in hierdie seisoen. Die Here wil jou full circle bring. Die Here wil sy werk voltooi in hierdie seisoen. Die Here wil vir jou 'n nuwe pad maak. He wants to do it again. Maar oppas dat jy nie na iemand anders kyk en sê, ja, maar jy doen dit en dit en dit en dit verkeerd nie. Mag hierdie gemeente een van nederigheid wees. Mag elke ou self opstaan en self voor God buig en self toelaat dat die pottebakker dit doen wat die pottebakker wil doen in jou lewe. Mag jy jou eie heil met vrees en bewering uitwerk vir Here. Weet julle dat daar so skrif is? Werk jou eie heil uit, sê die Here. Hou op kyk na hierdie een. Ek werk met kinders en ek het agtergekom groot mense is baie keer baie dieselfde. Ja maar hy, ja maar sy, ja maar dit, ja maar daai. Mag ons in hierdie seisoen van 17 van oorwinning onthou dat ja maar nie tel nie. Dat my getuienis wat by my mond uitkom, dit gaan my vorentoe vat. Goed, dan is ek nog steeds so 'n bietjie by 17. Hulle sê, die 17de Hebreëse letter is P, en dit beteken mond, opening, spraak, praat, en die mond wys volwassenheid of onvolwassenheid. Dis my mond wat verraai of ek 'n volwasse kind van die Here is of 'n onvolwasse kind. Mens kan ons hoor as 'n kind sekere goeie sê. En wanneer iemand mature met jou praat. So dan gaan hy aan, dan sê hy, dit praat ook van die 17de dag van die 2de maand in Noag se tyd, het die floodgates van die hemel en die fonteine van die aarde oopgegaan, en dit was net water. En dan, die 17de dag van een of ander maand, het hulle tot rus gekom op die berg Ararat. So dit praat van daai completeness, daai full circle. En dan praat dit van rightful inheritance. It's a spiritual order that's falling into place through spiritual unity. Unity, hoor julle hom? Dit beteken ek gaan nie optree uit presumption uit nie. Ek gaan die unity, die eenheid bewaar in hierdie gemeente en hierdie gemeenskap. Ek wens ek kan vir julle 'n stukkie
laat deel van die opgewondenheid wat ek in my hart het oor Vicksburg, Amen. oor hierdie plek. So. Want hier gaan baie dinge hier gebeur, wat gaan uitgaan na ander dele van hierdie dorp toe. Want die Here beloof dit. It's my promise, I want to do it again. Ek sê vir TS hulle, ek onthou die eerste keer toe ons hier was in 2019, het ons gesê, die Here gaan herstel bring. Daai tyd is die Kersiefees net so jaar of wat gestop. En ons het gesê, dit gaan weer begin, maar dit sal 'n ander formaat hê. Nou is ek so opgewonde om te hoor, dit is presies wat besig is om te gebeur. Die Here wil herstel, hy wil jou restoreer. En het julle gehoor, die pottebakker maak nie dieselfde ding weer nie. Hy maak iets nuuts. Hy wil iets nuuts kom doen in Vicksburg. Hy wil iets nuuts kom doen in jou lewe. En dit gaan gebeur deur die woord van jou getuienis. Want 17 sê, die mond moet dit praat, sodat die voete dit kan loop, sodat my lewe in daai rigting kan gaan, waarna ek hom gepraat het. So mag ons monde bewaar in hierdie seisoen. Dan nog 'n bietjie 17. Dis nou die laaste 17. Toe ek nou so die 17 begin oplees, ek kan nie onthou hoekom maak ek e-sword op my iPad oop nie. Weet julle wat was die laaste skrif wat ek gelees het? Johannes 17 vers 17. So toe sê die Here, dis die hoe maak ons nou seker dat ons reg is vir hierdie seisoen? En Johannes 17 vers 17 sê, heilig hulle in die waarheid. Dis Jesus se gebed oor sy disippels en oor ons. Weet julle dat Jesus vir jou gebid het en vir my gebid het? Want hy sê, ek bid nie net vir julle, my disippels nie. Ek bid ook vir hulle wat nog hierdie woorde gaan hoor. So, Jesus se disippels het dit gepraat met ander, en ander het dit met ander, en ander, en ander, en ander, deur soveel eeue deur gepraat, tot by ons. En daai tweede ken getuienis, het nog nooit sy krag verloor nie. Amen. So, Jesus het vir jou gebid, dat jy sal opstaan in hierdie seisoen. Jesus het vir jou gebid, dat jy alles sal hê wat jy nodig het. Meer as 2000 jaar gelede. Is die Here nie amazing nie? Amen. So, die Engels, die Amplified Bible, iemand het eendag vir my gesê, jy praat soos die Amplified Bible. Daar is altyd 'n hakie binne en 'n hakie met nog 'n hakie en 'n verduideliking ergens aangelas. Ek het eendag op die universiteit het iemand my gesê, dis onmoontlik om niks te sê vir baie lank. Toe sê ek, kom ek wys jou. Toe skryf ek 'n hele folio bladsy vol, sonder om enigiets van waarde te sien. Ons spot altyd, ek kan 3 lyntjies opsom in 3 bladsye. Jackie is presies teenoorgestel. Sy kan 3 bladsye opsom in 2 sinne. So ja, die Here maak 'n groot verskeidenheid mense. Goed, ek wil vir julle Johannes 17 vers 17 in die Engels lees. Hy sê, sanctify them, purify, consecrate, separate them for yourself, make them holy by the truth. Your word is the truth. Nou het ek ook met die mense gister gedeel, so lyk weer so 'n bietjie verbaas, maar jy hoef nie so baie verbaas te lyk nie, want dit was in die teaching gewees. Daar's 'n verskil tussen 'n feit en 'n waarheid. En ons as Christene fokus partymal op die feit. Of ons misken die feit heeltemal. Ontken die feit. 'n Profeet het eendag gesê, 'n stoel is 'n feit, want 'n feit gaan wel verby op 'n stadium. Daai stoel gaan nie vir altyd wees nie. Hy mag dalk 200 jaar hou, of hy kan dalk 20 jaar hou, of 2 dae. Maar daar's 'n tyd wat daai nie meer 'n stoel gaan wees nie. Maar waarheid
is waar van ewig tot ewig. So, nou partymal, ek gaan nou maar weer die kanker voorbeeld gebruik, maar jy het kanker, en dan ontken jy die feit daarvan. Nee, deur die wonde van Jesus is ek genees, maar jy kry swaar. Dis moeilik. Nou is daar nie gelowiges om jou wat bid nie, want jy sê niks nie. Die feit is, jy het kanker. Maar die waarheid is, Jesus is jou geneesheer. Die waarheid is, hy het die volle prys betaal. Die waarheid is, by his stripes I am healed. Hoor jy die verskil? Partymal wil ons net die een sê of net die ander een. En dan kom daar hierdie amper ongemak in jou gees, want hier die binne weet jy, dis nie heeltemal die waarheid wat jy praat nie. Het jy al so gevoel oor Christene? Die woord sê, die waarheid sal jou vry maak. Maar ons is nie vry nie, want ons praat die feite, of ons praat die waarheid sonder om die feite te erken. Dis hoe ek sê, terwyl ek 'n weduwee was, nee, dit gaan goed met my man. Dan kyk ander ouens na Christene en dan sê hulle is 'n weird klomp, hulle jok. Hulle praat nie die waarheid nie. Maar die waarheid is die een wat jou sal vrymaak. En die Here sê in hierdie seisoen, om restoreer te word, moet ons in die waarheid staan. Hy sê, sanctify yourself by the truth. Your word is the truth. Nou daai sanctify in holiness praat van separated from. Weet julle dit? Party so hier en daar. Ek het deur 'n seisoen gegaan wat dit vir my gevoel het, daar's niemand rondom my nie. Is daar nog een of twee mense wat so bietjie so gevoel het al? Daar's net niemand nie. Ek het in daai seisoen, was ek nie meer deel van die worship team in ons kerk nie, want ek het uitbedien en dan is ek nie altyd seker wanneer gaan ek daar wees nie, so ek kon nie my program so oorlaai nie. Maar hulle vra my toe om saam by 'n konferensie te gaan speel. En ek dink toe, dis lekker om deel van 'n span te wees weer. Dis nie altyd ek wat gaan en ek wat dit moet doen en ek alleen, ek moet vir my 2 kinders voorsien. Dis altyd net ek. So ek kry kans om 'n bietjie deel van 'n span te wees. En ons bedien toe nou en hulle het die voorste ry vir ons skoon gemaak, sê sit hier asseblief. En toe sê hulle, daar's nog 2 ouens wat daar moet kom sit. So kan ons opskuif want daar's toe 'n gat hier in die middel. En almal skuif op, maar die persoon wat langs my gesit het, dis toe hulle vriend. So hulle sê toe, kan ons hierdie plekkie oop hou? Sê nie 100%. En daar kom toe 3 mense, waar daar net 2 stoele is. En hulle besluit nie, hulle gaan agter staan. Hier sit ek op die punt. 2 stoele oop. Die res van die worship team en al die mense sit agter. Mense sit ons agter. Ek verstaan nie hoekom nie, maar mense hou van agter sit. En dit voel vir my, ek is alleen in daai kerk. Want as ek nie amper heeltemal omdraai nie, kan ek nie een ander mens sien in daai gemeente nie. En ek sê, Here, hoekom? Ek wil nie dit alleen doen nie. Ek wil so graag deel van 'n span wees. En die Here sê, I'm separating you from, so that I can separate you unto. En miskien is jy daar in die proses van herstel. Waar die Here jou uithaal uit die goeters wat was. Want hy's besig om jou in 'n nuwe ding in te sit. En dit was nie 6 maande nie. Iemand het daar vir my gesê, ek sien jy gaan 'n selgroep begin en jy gaan nee, hulle het nie gesê selgroep nie. Hulle het gesê, I see you've got a team and you're going to lead them and you will tell them when to go left and when to... En ek tog, team.
ek ken nie eers een mens wat ek kan bel en sê, gaan bedien saam met my nie. Nou praat hierdie vrou van 'n team. En nog iemand anders sê toe, wil jy nie 'n mentorgroep begin nie, is self. En binne 6 maande van daai dag, begin die Here 'n nuwe ding. En hy rig 'n team mense op, want hy het so gesê. Niks is onmoontlik vir die Here nie. Hou aan om jou mond te align met dit wat die Here wil doen. Dis 'n nuwe seisoen. Dis nie die einde nie. As jy alleen voel, dis nie die einde nie. As jy voel asof jy uitpas is met ander, dis nie die einde nie. 17 is jou nommer. Die Here sê, ek is hier. Ek wil jou in die nuwe seisoen intrek. Ek het eintlik nog so baie om te sê, en so min. Mag Heilige Gees die naprediker wees in jou hart in hierdie oggend. Mag jy elke oggend opstaan met 'n verwagting that God will do it again. That God will restore. En weet julle dat restoration is altyd beter as wat dit was voor die tyd. Ek het gister ook vir hulle vertel, so hulle nou alweer verbaas lyk. Sien julle hoe kon ek myself nie beheer nie? Ons het in 2016 was ons so 'n groepie vroue wat begin bid het vir ons dorp en vir die ingange en uitgange daarna toe. In die Bybel is gates altyd 'n belangrike ding, die ingang en die uitgang. Dit praat van autoriteit, dis die plek waar die besluite geneem is, dis waar die regters gesit het en sake aangehoor het. So dit is 'n baie belangrike ding, 'n ingang en 'n uitgang. En ons het so 3 ingange en uitgange van die snelweg af na Meyerton toe. En een van hulle is Johan Leroux. En ons kry toe die woord, dit is in Jesaja ergens wat hy sê restaurasie. Ons begin bid oor restaurasie, dat elke een wat daai afrit vat, restore sal word, dat elke een wat in daai pad ry, restaurasie in sy familielewe, in sy geestelike lewe sal ontvang. En einde 2017, toe gaan dit baie swaar met my en my dogter. Ek het 'n dogter met 'n verskriklike sterk wil. Sy was so 3 jaar oud, dalk 3,5. Toe sê sy een aand, ek wil 'n sweetie hê. Ek sê, Anne-Marie, jy weet wat cereal. Ek is besig om kos te maak, ons gaan nou eet, dan kan jy 'n sweetie kry. Sy maak vir my so. My reël is anders. So daai moeilike dogtertjie, sy het haar pappa verloor op 5. So 2017 was sy toe nou so 12, 13. En sy challenge my op elke ding. Sy wil net uitbreek. Maak nie saak watter kant toe nie. Dis net van kwaad na erger. Sy sê die lelikste goeders. Sy wil net wegloop. Dis net moeilik. En ek hoor dat die woord in die wêreld vir die volgende jaar is restaurasie. Ek sê, Here, ek gryp U vas vir U. Ek vertrou U vir restaurasie. En weet julle wat gebeur toe? Dit gaan al hoe erger. En in 2018 ry ek werk toe en ek moet oor Johan Leroux gaan. En die Here sê, kyk, en by die 4-rigting stop, hierdie kant van Johan Leroux is heeltemal uitgegrawe. Hulle is besig om hom oor te bou. En in daai oomblik onthou ek, ons het hierdie straat restaurasie genoem. Maar daar's niks van hom nie. As jy nie geweet het, daar was 'n pad lank gelede nie, sou jy dit nie gesien het nie. Daar's nie een grys klippie nie. Hulle het vir hom uitgegrawe in totaliteit.
Daar's niks. Daar's nie 'n padteken nie, daar's nie 'n geverfde stukkie nie, niks. En die Here sê, dis restaurasie. Dit vat partymal 'n bietjie tyd, want ek doen 'n diep werk. Dit voel vir jou, daar gaan nooit iets vir u van kom nie. But I'm the God that restores. Amen. So as jy op daai plek is waar dit vir jou voel, niks kan hiervan kom nie. Daar is nie 'n pad nie. Dan weet jy, die Here is besig met restaurasie. Hy doen 'n diep werk. So na daai, so die middel van 2018, toe begin my en my dogter se verhouding draai. Toe begin sekere goeders in plek val. Restaurasie is jou porsie. Kom ons sluit dit aan. Vader, ek dank U vir restaurasie in elke hart. Ek dank U vir restaurasie in hierdie dorp. Here, ons eer U dat U die pottebakker is en ons die klei. Vader, ons wil vanoggend weer terug voor U kom buig en sê, pottebakker, ons vertrou U. Maak net soos U wil. Dankie Here dat U altyd betaal. Dankie Jesus dat U die volle prys betaal. Ons eer. Amen. Hallo, julle Charles het vanoggend die nagmaal gedoen het, maar soos julle gehoor het, kon hy ongelukkig nie lees nie. So, ek het die voorreg om dit vanoggend vir julle te doen as familie saam en as gemeente in Pittsburgh. Hoe dit gaan werk is voor ek vir ons 'n gebed doen, gaan ons vir julle vra vorentoe te kom albei kante toe as gesin, familie en die wat alleen is, kry vir jou 'n maatjie. Ons is vanoggend almal kinders van die Here, so kry vir jou boetie of 'n sussie wat ergens alleen is en trek hulle in. En dan wil ons net hê dat julle daar ook in gebed stil raak voor God en gaan kyk wat gaan in die harte aan, want dis daar waar ons wil rein wees, dis daar waar ons wil skoon maak, sodat ons daai ligborreltjies kan uithaal, want ons wil ons rein harte vir die Here gee, sodat hy kan begin met daai restaurasie en ons op 'n skoon bladsy kan begin. So kom ons sluit net ons oë en dan bid ons net gou. Vader, ons dankie vir die wonderlike voorreg om vanoggend hier te kan staan en te kan onthou wat U gedoen het, dat U ons so lief gehad het, dat U die enigste seun vir ons gegee het om te sterf aan die kruis. Vader, vergewe ons dat ons soms vergeet die pyn waardeur U gegaan het, maar dat U ons so opreg lief gehad het om deur hierdie te gaan. Jesus, ons wil vir U dankie sê dat U bereid was om in te staan. Ewen toe U vir die Vader gevra het, mag hierdie beker verby my gaan, en dit nie so was nie, het U tog deur hierdie lydingspad gegaan. En wanneer ons vanoggend hierdie broodjie breek en hierdie bietjie wyn drink of sap drink, dat ons van onthou wanneer ons die brood breek, dat U liggaam gebreek was, sodat ons heel kan wees. Sodat U bloed gevloei het, sodat ons eendag saam met U in ons Vader se huis kan sit en saam as gesin kan wees. Heilige Gees, ons vra nou vir U, as ons helper, help ons om te wys daai dele in ons harte wat nie reg is nie, wat ons moet uithaal en van ontslaa raak, sodat U dit kan vervang met iets mooi, sodat ons kan voorberei vir hierdie restaurasieproses in ons lewe, en dat ons kan saam staan as familie en as gesin, want verandering begin in ons eie harte, en saam sal ons die restaurasie doen, in hierdie gemeente en in hierdie dorp, in Jesus naam, amen.